Ons getrouwe God en Hemelse Vader, Heer, ons kom vandag as broers en susters by mekaar in die huis. Heer, U het gesê, daar waar 2 of 3 by mekaar sal wees, daar sal U ook nie wees. Heer, ons sê vir baie lang dat ons die voorreg het om U teenwoordigheid by mekaar te kan. Heer, alles wat ons in hierdie kerk doen, dra ons op aan U. Heer, ons rig oor die kerk uit en sê, is die Heer wil dien, dis die plek om te wees. Heer, ek bid net vir seëning oor ons kerk, maar ek bid ook seëning vir elke ander kerk in hierdie dorp en in hierdie land. Heer, ek weet dat die Christendom op die oomblik weer in groot gevaar is, ons word aangeval, die Christene word doodgemaak in verskillende lande, Heer. Ek bid, Heer, dat U ons almal sal versterk in ons geloof, Heer. Dat U ons sal vashou en sal versterk. U sal gesê in die woord, dit gaan nie maklik wees nie, maar U sal ons die krag gee, ons sê vir baie Heer, bid ek ook dat U elke broer en suster ons vandag in die kerk sal seën. U ken elkeen se bestaan. Soos sy broodjene, U ken elkeen se benodigdhede. Ek bid vir Here dat U hulle sal seën en ook sal ryk seën met U help. Vir die wat nie vandag in die kerk is as gevolg van siekte of omstandighede, Heer, ons dink ook aan hulle, ons ryk uitdaging oor daar siekte is, dat hulle sal gesond word. Heer, dat jy wat iets nodig het in die kerk, bid dat jy vir ons sal deure oopmaak, Heer, en ook aan volgende Sondag saam is in die kerk wees nie dienst. Vir die voorsaam sê ons baie dankie, Heer, ons weet dat hulle alles wat hulle doen vandag hier so is die ere van U. Ek bid ook aan vir elke broer en suster vandag met volle bors sal sing, Heer, om U naam hoog te versterk, dat ons weet as dit in waarheid is nie. Ons bid al in die dinge wat ons het verdien, maar enkel aan U die groot en heilige genade. In Jesus naam, amen. Amen.
Ik wil heel die woord doen om vanmorgen bij alles sit. Maar ik wil liever van ons eigen te sit, lees met mij. Heer, voor je.
Hebreërs 13 vers 8. Sê Jesus Christus is gister, vandag, dieselfde tot in ewigheid. Alles mag verander, maar Jesus nooit. 'n tydjie gelede, my broer en my suster, het ek in dieselfde gedeelte Hebreërs 13 van die 5 tot 8 vers met u gepraat oor drie perspektiewe, drie aspekte van Jesus. Die eerste is, hy is onveranderlik in sy persoon en in sy wese. Dit is die eerste aspek waaroor ek met u gepraat het. Die tweede aspek was, Jesus is in sy woord onveranderlik. Hy sê nie vandag so en môre so nie, sy woord is vas. Sy woord is waar, sy woord is ewig waar, sy woord is onveranderlik waar. En dan die derde aspek waaroor ek gepraat het, is die werke van Jesus. Ons kan nie die werke van Jesus ongedaan maak nie. Wat hy gedoen het, het hy gedoen. Jy kan verkondig net wat jy wil, en jy kan allerlei leerstellinge wil mense oortuig van boeke skryf en wat ook al, maar daar is een feit wat jy nie kan weg van kom nie. Wat hy gedoen het, het hy gedoen. Hy het hom ontkleed van sy heerlikheid in die hemel, en die gestalte van 'n mens het hy kom woon onder ons. Hy is gekruisig, hy is gesterf en hy die dood oorwin. Hy sit in die regterhand van die Vader en hy kom weer. My broer en my suster, wanneer ons gaan kyk, my tema van vanmôre gaan oor die historiese, die hedendaagse en die toekomstige Jesus. Ons leef in 'n tyd en in 'n wêreld waar verandering op 'n daaglikse basis plaasvind. Ons hoef nie eers buite die mure van hierdie kerkgebou te gaan om verandering te sien. Ons kan net binne hier waar ons is, kan ons net sit en dan sal ons sien wat se verandering was daar oral gewees rondom ons. As ek terugdink aan 'n klomp jare terug, het jy nie in die kerk gesien sonder om sommer 'n aandie te sien met sonder hoed nie. Jy die kant toe geloop, jy daar kant toe geloop, jy probeer bovenloop, maar hoe het sy gedra? Is dit nie waar nie? En die manne het tasse aangehad. Ek onthou die dae wat ek 3 boeke gehad het onder die arm met my 3 stuk pak, dan gaan ek kerk toe. Waar ek 'n boekie gehad waar ek gesing het. Ons het nie multimedia's en al hierdie moderne goed gehad nie. Later het transparante gekom en toe het dinge al verander. Ons manier van kerk het verander. Die musiek het baie plekke baie verander, ander plekke genadiglik nie. Die Bybelvertalings, die Bybels waaruit ons lees, het verander. Jy kry 'n ou vertaling, jy kry 'n nuwe vertaling, jy kry 'n 33 vertaling, jy kry 'n 53 vertaling, jy kry 'n 83 vertaling, jy kry 'n Lewende Woord, jy kry hoeveel ander vertalings. Ons tweede terug het verander. Ons gedrag het en al daai goeders. Hulle sê vir die mense het gesin, ek het nie in komstig groot geword nie, so ek kan dit nie ervaar as ek kind nie. Want hulle sê hulle het gesin in die kerk, maar die kinders onder die banke inslaap. Vandag is al meer met in die bank sit inslaap. Is dit nie so nie? Kinders slaap nie meer onder die bank. En ek sê dit nou nie redelik, ek sê dit ook soos 'n kommunikies, maar alles verander. Maar op my een waarheid, Jesus verander nooit. En wanneer ek na die historiese Jesus verwys, dan verwys ek na die Here Jesus Christus, wat vlees geword het onder ons kom woon het.
Dan dink ek aan daardie Jesus wat so dan nog gesê van die hemel af gekom het, hier gebore is in Bethlehem, en hier gaan hy en hy lewe en hy verkondig die evangelie tot op 33 en dan word hy gekruisig. Dis die historiese Jesus. Hy het in die swakheid van 'n mens gebore is, wat hier op aarde geleef het en wat ervaar het en wat beleef het, wat jy en ek ervaar. Hy was 'n volkomme mens, maar was ook 'n volkomme seun van God. Hy wat gekruisig is, maar genadiglik ook hy wat opgestaan het uit die doodheid. Die hedendaagse Jesus. As ek aan hom dink, dan dink ek aan Jesus wat aan die regterhand van die Vader sit. Daar tree hy vir ons in. Daar is hy vir ons 'n voorspraak, daar is hy vir ons 'n middelaar. En sy Gees is nou vir ons leidsman. Sy Gees lei ons, sy Gees leer ons, sy Gees herinner ons aan alles wat Jesus gesê het. Sy Gees oortuig ons van sonde, oordeel en geregtigheid. Hy het die troosters met ons. Dis wat dink aan die hedendaagse Jesus. En dan dink ek aan die toekomstige Jesus, hy gaan weer kom. Elke oog sal hom sien, elke knie sal buig, elkeen sal bely, maar gaan hy weer kom. Maar wie wat gaan hy kom, hy bring herstel. Ons lees daar in Openbaring 21 dink ek, hy sê, daar sal nie weer siekte wees nie. Daar sal nie meer pyn wees nie. Daar is baie vrae in die Bybel wat ek nie kan antwoord. Die mense vra my, hoe oud gaan ons wees in die Bybel? Ek weet nie. Ek wil graag dink 21 tot 25. Want ons is almal op ons mooiste. Maar dan aan die ander kant, ons gaan nie in hierdie vlees wees nie. Ek wil nie daar gaan vanmôre nie. Maar Jesus leer Johannes 1 vers 1 vir ons. Dat in die begin, en wanneer ek sê in die begin, dan moet jy mooi verstaan, dat Jesus het nie 'n begindatum, 'n skepingsdatum gehad, 'n datum waarop hy geformeer is. Hy was daar van die begin af. En wanneer was die begin van altyd af? En sonder einde. Hierdie teksvers leer ons dat in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En die woord het vlees geword, en die woord het onder ons kom woon. Dis Christus. En toe word Jesus mens, en Lukas 2:52 sê vir ons, Jesus het intellektueel en fisies gegroei. Op 12 het hy die ouens se koppe die mekaar gemaak onder die tempel in die plekke. Hy het die ouens wat gedink het hulle is geleerd, se koppe heeltemal weer mekaar gemaak, want hy kennis onbeperk, maar die woord sê tog, as mens het hy in verstand en op volwassenheid, het hy gegroei. Fisies het hy gegroei, van 'n babatjie af na 'n groot man toe. Matteus 4 vers 2, Jesus het honger geword nadat hy vir 40 dae gevas. Ek word honger na 4 ure, maar hy het honger geword. Johannes 4 vers 6 sê, Jesus was moeg na sy reis. Hy daar by die put van Jakob het hy gaan sit. Hy dors gehad. Matteus 8 vers 24 sê dat Jesus het geslaap. Johannes 11 vers 35, hy het gehuil, hy het geween. Maak nie môre saak wat die rede was, maar daar was 'n tyd in Jesus se lewe waar hy as mens geween het. En dan kom ons by Johannes 11 vers 33, dan sien ons dat Jesus het ook gesterf soos elke ander mens. Dit is die historiese Jesus, die wat ons sien hier op aarde. Maar daardie historiese Jesus kan ons nie weer losmaak van die hedendaagse Jesus en die toekomstige Jesus nie. Hierdie Jesus het gesê, ek en die Vader is een die historiese Jesus. En die woord leer dat Jesus gedoen het, net wat God kan doen. Johannes 1 vers 3, Kolossense 1 vers 6, en Hebreërs 1 vers 10, leer dat Jesus het geskep. Niks het ontstaan wat is sonder hom nie. Jesus was daar, hy het geskep. Hy was deel van die formasie, die vorming van die aarde, die heelal en al die sterre, die planete en al die goeds. Dis interessant om te gaan kyk.
Kolossense 1:17, Hebreërs 1:3 sê dat Jesus dra alles, hy onderhou alles. Dis in sy hand. My broer en my suster, wie wat saam met al die heelal en al die goed in sy hand hou hy jou en my ook in sy hand. Wat 'n wonderlike voorreg vir jou, vir my om dit te kan sê. Hy onderhou alles van waar hy in die Vader se reg is. Dan kom Markus 2 en leer vir ons dat Jesus vergewe. Hy sê vir mense, gaan jou sondes vergewe en geleerdes wil iets oorkom, hulle ken nie wet. Net God kan vergewe, sê die Ou Testament. En nou kom Jesus, hy sê, jou sondes is vergewe. Daarom beskuldig hulle hom daarvan dat hy laster. Maar Jesus as seun van God was nie net volkome mens nie, maar was so volkome God. Tweede persoon in die Godheid. Hy kan vergewe. Hy sê, ek vergewe jou. Dan gee hy ook ewige lewe, Johannes 10:28. Wat 'n wonderlike voorreg vir jou en my om te weet, hy gee lewe. Maar dan wil ek ook vir julle sê vanmôre, Jesus het ek dit nie net gesê, die historiese Jesus hier op aarde, met wie en met wat, met respek gesê, wat hy is. Jesus het nie net gesê, ek en die Vader is een. Jesus het nie net gesê, ek is die gestuurde van my Vader. Hy het dit wat hy gesê het, ek en die Vader is een, en sy Godheid waarvan hy gepraat het hy gedemonstreer. Hy het dit bewys. Markus 4:35 kom die Here Jesus en hy bestraf die wind en storms. Ek dink aan wat John Hegel my vertel het, 'n paar jaar terug, op jare terug. Hy was op 'n pad gewees waar dit vreeslik sneeu, ek kan nie onthou wat dit deel in Amerika, waar was dit nie. Vreeslik sneeu. En hulle is bang en hulle is op die pad en die pad is vol sneeu en die pad en die wind waai en dit is gevaarlik en al daai goeders. En hy raak bang en hy raak benoud en toe besef hy een ding. Ek ken die een met die wind en die storms bestraf. Volgens Markus 4:35. En hy skryf daardie liedjie. I know the master of the wind. Terwyl hy storm is. My broer en my suster, hy is vandag nog dieselfde Jesus. Sy vermoë, omdat hy histories nie meer hierop, soos die historiese Jesus nie meer hier op die aarde is nie, maar omdat hy nou soos die hedendaagse Jesus daar in die hemel sit, beteken dit nie dat sy vermoë en sy kennis en al daardie dinge nou tot niet gegaan het nie. Nee. Jesus reageer op gebeure en dinge wat gesê word, terwyl hy nie daar was nie, was 'n tweede bewys van sy bonatuurlikheid. Byvoorbeeld, as ek 'n voorbeeld kan noem, Nathanael staan en praat. En Jesus kom daar aan en hy sê vir hom, voor Filippus jou geroep het ek jou onder die vyeboom gesien staan. Ander plek op bewaarheid kennis wat mense gedink het, daar in Lukas 6:8. Hy weet wat die mense doen. En hy het gesag oor lewe en dood gehad. Hy sê vir 'n man wat 4 dae in die graf is, Lazarus kom uit. En Lazarus kom uit die dood uit. Jesus het daardie gesag, hy het daardie autoriteit. Hy het die eerste keer as hy opgestaan het in die dood en die stil as die dood afgeleef. Hy het gesond gemaak, hy het siekes genees. Hy het dooies in die dood het opgewek, hy het blindes laat sien, hy het krepeles laat loop en lammes laat loop. Ons gaan verder teruggaan na die Jesus voor die historiese Jesus wat geleef het, geleer het, gesê en gewys het. Dan sien ons hy was daar by die skepping, dan kom ons by die historiese Jesus. Hy wat die seun van God is. Hy wat sê hy en die Vader is een, is vandag nog dieselfde. Hy die Vader is vandag nog een, hy vandag nog skeppingsvermoë. Hierdie selfde Jesus wat gekom het om te red en te genees, en te doop met sy gees, is vandag nog dieselfde. Hierdie Jesus wat hierdie terrein van Galilea beweeg het, gereis het, mense in die sinagoges en plekke geleer het, maar ook terselfdertyd terwyl hy so gereis het, elke siekte
siekte en kwaad aangespreek het, siekes genees het. Hierdie Jesus, wat sy hand op mense gelê het mense aangeraak en hulle genees. Daar's van hierdie voorspoedpredikers wat allerlei dinge sê en doen wat ek nie in die Bybel vind nie. En ek wil nie nou hulle name noem of hulle enigstens met hulle iets te doen hê nie. Maar die Bybel leer met toe Jesus op die aarde was, het hy die hand op die siekes gelê. Hy het hulle aangeraak. Dis die historiese Jesus. Dis hoe hy sy omgee demonstreer het. Dis hoe hy sy mag en sy liefde vir die mens gedemonstreer het onder andere. Hy genees vandag. Maar hy gebruik 'n ander metode. Jesus verander nie. Die een wat genees verander nie, maar die metode het verander. Ons sing nie meer met 'n boekie, ons sing nie met 'n papiertjie, ons sing nie met 'n transparant nie. Ons sing met iets anders deurgevolg. Daai metode is wat met praat het verander. Jakobus 5 vers 14 tot 15 sê dat terwyl Jesus die verander het nie, en hy nie sy fisiese hand uitsteek om 'n sieke aan te raak, is hy nog die een wat genees. Wat sê die woord van die Here vir ons hier in Jakobus 5? Hy sê, as iemand onder julle siek is, laat hom die ouderlinge van die gemeente roep, en die gebed van geloof sal die sieke red en die Here sal hom oprig. Die geloof sal die sieke, die gebed, moenie dit van een kant sê, die tyd wanneer ons net hier op die geloof aan dat die gebed, die vertroue wat daar op Christus gestel is, hy wat onveranderlik is, hy wat histories mense gelees het, waar ons bewys het dat hy die krag en die gesag en die mag en die autoriteit het om mense te genees, kan dit vandag nog doen. Want Jesus gaan nie hier by hierdie kerk instap en by die volgende kerk instap en jou aanraak en wie jou gesê nie is genees nie. Hy sê, roep die ouderlinge van die gemeente. Dis my so mooi skrifgie. Hy sê nie van 'n vliegtyd daar op Lanseria en gaan raak ons na Nigerië toe en gaan bid daar by 'n ander ou dat hy vir jou bid nie. Nee, hy sê roep die ouderlinge van die gemeente. My broer en my suster, wanneer ons die seën van die Here wil ervaar en wil beleef in ons lewens, dan is dit nodig dat ons ook kom by die waarheid en die voorskrif van die woord. Amen. Ons praat baie oor wat ons nie het nie, maar die woord van die Here sê julle het nie wat julle vra nie, julle het nie wat julle bid nie. En dan kom ons by siektes en al die goeders, en ons wil nie vanmôre praat oor die oorsprong en al die goeders nie. Maar die feit van die saak is dit, hy sê, roep die ouderlinge in die gemeente. Nou kan ons argumenteer wie is die ouderlinge. Vir my is 'n ouderling iemand wat volwasse is geestelik. Iemand wat die Here dien, iemand wat die Here geloof vertrou. Hy sê, laat hy vir jou bid. Hy sê, die sieke, die Here sal hom oprig. Broer en suster, ek kan vir jou bid. Joshua kan vir jou bid. Jessica Plantes kan vir jou bid. En ek weet nie wat ander ook kan nog vir jou bid nie. Maar as die Here jou nie aanraak, sal jy nie aangeraak wees nie. En dan sal die realiteit ook, en ek sê dit in ongeloof nie, almal van ons moet sterf. Almal van ons kan ongelukkig nie in 'n motorongeluk sterf nie. Party van ons sterf as gevolg van siekte. En dit is maar hoe dit is. Maar die Here kan genees. Staan altyd op daardie gedeelte van Hizkia, met sy gesig na die muur toe gedra. Hy het nie die priester, die leviet of enigiemand geroep nie. Hy het sy gesig na die muur gedra. En hy het met die Here gepraat en God vroeg vir hom 15 jaar. Jesus genees nog. Hy gebruik net vandag mense, gewone mense. Mense, soos elkeen van ons. Gebruik mense. Die historiese Jesus het self hande opgeneem. Die hedendaagse Jesus gebruik mense. Maar tog bly hy wat genees. Amen. Die toekomstige Jesus gaan ons neem na 'n plek waar ons volgens Openbaring 21 nie siekte, pyn, sterfte of enige van hierdie lyding van ervaring beleef nie. Dan gaan dit nie nodig wees nie. Maar my broer en my suster, of ons het nou wil besef of nie wil weet nie, vandag is u en ek die instrument op God se hand om vir mense te bid. Die woord van die Here leer nie, roep die pastoor nie. Roep daai ou nie. Hy sê roep die ouderlinge. By hom tref, wat geestelik volwasse is.
Hulle wat God glo, hulle wat God vertrou. Ek het al kerk gestaan en sê net ons, ek sien daai ou vir daai ou gebid, ek hoop net hy het goed gebid. Nee, my broer en my suster, dit maak nie saak nie. Wat jy vir die Here sê, dis nie wat tel nie, dis wat die Here uit jou hart sien terwyl jy vir daai ou bid. Gaan nie oor 'n mooi gebed nie. Dit gaan oor wie die gebed beantwoord. En Jesus sê, as jy dit doen, sal ek dit doen. Die toekomstige Jesus van ons neem na 'n plek waar dit nie nodig gewees het om hande op te lê nie, maar nou is ons hier en ons is in mekaar se sorg toevertrou. En as jy siek is, wat maak jy? Dan sê ek nie vanmôre, jy mag nie dokter toe gaan en jy mag nie as jy siek water drink of wat ook al nie. Ja, wat ek sê, die Here gebruik ook die medisyne. Maar ons moet nie vergeet dat die woord van God leer. As jy ouderling vir jou gebid het, sal God opreg nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, my broer en my suster, ons gee nie altyd 'n geleentheid om vir siekes te bid nie. Ek wil vanmôre geloof in jou hart plaas, in jou denke wakker maak, in jou gees wakker maak. Dat daardie Jesus wat betrokke was voordat hy histories geword het en dan 'n mens geword het. Daardie Jesus wat al was van die begin van die skepping. Daardie Jesus wat op hierdie aarde kom woon het en mense gesond gemaak het, mense uit die dood het wat opstaan het en al daardie goeders gedoen het. Wat nou met die Vader sit en sy regterhand kom, het gesê ek gaan nog steeds mense gesond maak. Ek gaan nog steeds wonderwerke doen. Maar ek gaan vra dat jy as mens vir ou gaan bid. Dat jy vir hom hande oplê. En God sal die res doen. Ek was Vrydag aand in die hospitaal met 2 mense gaan besoek. Terwyl ek daar in die hospitaal is daar 'n spesialis wat met iemand praat. Terwyl ek aan hierdie spesialis luister, dink ek terug wat 'n dokter jare gelede vir my gesê het. In my heel eerste gemeen, jong pastoor, dom en onervare. Nou is ek nog net dom. Maar dat hy daai tyd kom hierdie dokter en hy sê vir my, meer mense word genees deur die werk van gelowiges wat bid as deur geneesheer. Ek kom by die Universiteit Vrystaat en daar's 'n kardioloog wat besig is met nagraadse studies wat hy doen oor wat is die impak van gebed op mense wat hartchirurgie ondergaan. En sy hele getuienis gaan daaroor dat hy kan nie doen wat hy doen sonder die inspraak van God nie. Hy is maar net 'n instrument. Hy kan jou nie gesond maak nie. Hy kan dinge doen wat jou kan beter maak, soos die dokter Vrydag aan gesê het. Maar God maak gesond. God gee herstel. My broer en my suster, ons moet nie dit wat die Here vir ons gegee het agterweer laat nie. Ons het 'n oop uitnodiging gemaak en gesê, bidkamer is daar. As jy gebed nodig het, jy het nie nodig om altyd voor die kerk te staan. En jy het nie nodig dat ek vir jou bid nie, jy kan dat enigeen vir jou bid. Jy kan voordiens, nadiens, kan jy een van jou moes kerk vra, hoorie, bring vir my bid. En ek het as paar ons sê, ek is bang vir hierdie ding om ander ouens te bid. Ek was ook, maar ek het 'n kerkraadslid gehad wat vir my gesê, hoorie, bid gaan vir die mense. Maar spyt ek het saam met hom gegaan. En agterna en daar het hulle gebid het, as ek dankbaar het saam gegaan. Vrees het my daarvan weerhou om dit te doen. Vrees vir mense, gaan ek nie mooi bid nie, en nee, daar is nie belangrik nie. Wat belangrik is die Here sien jou vertroue in hom. Ek wil vanmôre daai uitnodiging uittrek teen die eerste of herbevestig of jy sê, my broer en my suster, as jy hier kom en jy het gebed nodig, 'n stapie bidkamer. En dan vra jy vir iemand.
kyk hulle so, as jy sien dat hierdie ou gaan gooi kan bid, dan sê jy vir kom bid vir my. Anders dan vra jy vir byvoorbeeld vir broer Corrie, of een van die ander is. As hulle nie kans om vir jou te bid vir die vra nie, sal hulle op jou vat na iemand wat jou bid. Maar kom ons bid vir mekaar. Kom ons bid vir mekaar. Nou wil ek vanmorgen vir sê, my broer en my suster, in hierdie tyd was daar baie mense wat gegriep bin, wie weet wat als geconfronteer was. As daar iets wat onveranderlik is, sê wat die bid sal daar wees. Of sal jy jou aanraak, ek sal jou oprig. Ek wil vanmorgen vir jou vra. Ek wil nie 'n groot ding hiervan maak, so my lewe. As jy wil ons vanmorgen vir jou bid, as ek teken vir jou geloof en vertrouwe in die Here stap van my en dan vir dit. Vergeet wat jy vir mense gaan doen. Mense wat ook is nie belangrik is. As wat jou behoefte is, wat ons opdrag is, wat ons verantwoordelikheid is, ons op jou bid. Er staan enig iemand wat vanmorgen staan voor en sê, bid vir my. Ek kan nie vir jou ondersteun, maar die God wat ek dit kan ondersteun. Is daar nog iemand? Gaan jullie uitnodig om bereiken, is daar nog iemand dus? Is die daar?
bly stil. Ek weet ons môre 'n man wat ons uitgekom het, wat nie gekom het nie. Maar laat dit daar, ek wil graag die geleentheid gebruik om ook vir hom te bid. En as jy ook voel vanmôre, het jy die verantwoordelikheid gehad nie, dan kan jy maar daar waar jy staan, jou hand uitsteek, of jy kan net sê, jy dink al my, terwyl ek bid. Vader, jy weet vanmôre ook, van daardie man, Here, wat vanmôre ook die voor staan. Want Here, hy stel vir die teenwoordigheid. En die woord is nie vas aan waar ons iemand bid, maar ek wil vanmôre ook vir hom bid. En ek wil ook sy familie bid. Of sy omstandighede na U toe bring. Vra Here dat U genesing sal bring. Here, jy sit vanmôre mense wat familielede het, wat siek is, kinders wat siek is, ouers het wat siek is. Spring hulle ook vanmôre. Vriende, spring hulle met U. Vra Here, dat die grootheid van die genade en die liefde raak aan. En dat die krag en die waarheid van die woord in die lewens sal realiseer. Ek vra ter Christus nog. Amen. Ons gaan 'n laaste lied sing en dan gaan ons vandag ons in vrede en sy liefde na 'n slotgebed. Daar is koffie en tee vanmôre, maar jy moet net die kerkraad verskoon en hulle 'n vergadering van vanmôre, so jy sal hulle dalk nie daar sien nie. Maar U is baie welkom. Kom ons doen 'n laaste lied sing. Asseblief as jy kan, kom wees hier, kom ondersteun hulle. As jy kindertjies het, daar by die huis, bring hulle. Jy kan dan help by die kerkkantoor sê, as jy enigiets sê, wil bydra daartoe. Of vir Elna sê, of vir my sê, kom vir Hannes en vir Lana sê, en staan daar agter, of vir Anna. Maar asseblief, dit sal waardeer word. Jy weet, navorsing het bewys dat so 33-34% van alle bekeringe kom onder hulle wat onder 13 is. En daarna neem het af na 5 tot 6%.
Ek bly verskop daaroor waar ons as kerk en ons as mense fokus. Maar ons wil graag fokus plaas op ons kinders. Want hulle is in ander. So asseblief, ek vra jy sal werk voor dit al betref. Kom ons sluit die oor. Vader, dankie vir die liefde en genade. Dankie vir die voorreg wat ons gehad het om in die diens te wees. Dankie vir die voorreg wat ons gehad het om saam met hierdie groep mense wat vanmôre is en hulle teenwoordigheid ook te kom wees soos in die teenwoordigheid. Waar ons nou vandag, Here, vandag ons in die vrede, die liefde, moed bewaar ons, dra ons deur en sorg ons in hierdie week vra in Christus naam. Ek dank U. Amen. Die Here seën U van sy vrede.